As jy 'n skaapboer is wat sukkel om wins te maak, dan is hierdie heel moontlik vir jou. Voel dit soms vir jou asof jy jou gat afboer, jou gat afwerk, maar jy maak nie die wins wat jy dink jy gaan maak nie. Nou, in hierdie video gaan ons kyk na die resep vir 'n winsgewende skaapboerdery. Om winsgewend met skaap te boer is maar baie soos om 'n resep te volg. Dalk het jy nie die regte resep nie, of jy het die regte resep, maar die volgorde waarin jy jou bestanddele bymekaar sit is verkeerd. Of dalk het jy die regte volgorde, maar die metode wat jy volg om die resep uit te voer is nie reg nie. Dan is die uitkoms nie wat jy verwag het nie. Nou, boerdery is maar baie dieselfde. In boerdery praat ons net van stelsels, so jy moet 'n boerderystelsel in plek hê wat vir jou winsgewendheid gaan verseker. Nou, om dit reg te kry, moet jy presies weet wat dit is wat jy doen in jou boerdery. Jy moet weet hoekom jy dit doen. En dan moet jy gaan uitwerk wie is die mense wat verantwoordelik is om daai take te verrig. En dan moet jy stappe hê hoe daai take moet uitgevoer word. Met ander woorde die bestanddele, hoe moet dit bymekaar, wat is die volgorde waarin dit moet gebeur? En dan met elke stap moet daar presies uiteengesit word wat is die metode wat gevolg moet word. En dan moet daar 'n manier wees hoe dat jy daai uitkomste monitor om seker te maak dat die uitkoms is wat jy wil hê. So as jy dit monitor, dan moet jy dit gaan evalueer, en as jy dit geëvalueer het en dit is nie na wense nie, dan moet jy regstellings maak. So dan moet jy gaan kyk waar lê die probleem. Lê die probleem by die bestanddele, met ander woorde lê die probleem by die volgorde waarin jy die goeders bymekaar sit, lê dit in die metode van uitvoering, of lê dit by die persoon wat die werk doen, waar lê die probleem. So dit is hoe 'n boerderystelsel of 'n boerderyresep werk. So in hierdie video vandag gaan ons kyk na wat is die wenresep vir winsgewende skaapboerdery. Maar as jy wil weet waar staan jy ten opsigte van jou skaapboerdery, dan sal ek voorstel dat jy by skaapboerdery evaluasie gaan doen. Jy sal die skakel kry reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video, of in die opmerkings van die video. Daar sal staan WMS skaapboerdery evaluasie. Dan gaan doen jy daai evaluasie. En as jy minder as 80% kry vir daai skaapboerdery evaluasie, dan sal ek voorstel dat jy deel word van my welvaart met skaap mentorgroep. Dit is 'n groep waar ons boere met mekaar praat om te kyk hoe ons mekaar kan help om by ons doelwitte uit te kom en winsgewend met skaap te boer. Welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Kutse en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Goed, wat is die resep vir maksimum wins uit skaapboerdery? Hoekom maak sommige boere 3 maal meer as ander? En wat is 'n holistiese benadering ten opsigte van bestuur, voeding en genetika? Produsente wat baie hoë winste uit skaap genereer, volg 'n holistiese benadering deur wetenskaplik gefundeerde bestuurs-, voedings- en seleksiepraktyke optimaal te integreer. Nou, skaapboerdery-konsultante is dit eens dat die mate waarin 'n produsent nuwe tegnologie en bestuurspraktyke in sy kudde toepas, grootliks sy winsgewendheid bepaal. Boere word daarom aangeraai om die beste kundiges te konsulteer om op hoogte te kom van die jongste tegnologieë asook die mees winsgewendste produksiestelsels vir sy of haar spesifieke omstandighede. Nou, wat is die kernbeginsels van veeboerdery? Is nie meer net 'n kuns nie. Dit is 'n tegnologie en wetenskaplike onderneming, bly op hoogte van die jongste tegnologie en praktyke. Veeboerdery is lankal nie meer 'n kuns soos baie boere dink nie, maar 'n hoogs tegnologiese en wetenskaplike sakeonderneming. Om maksimum wins te genereer, het skaapboere geen ander keuse nie as om die beste kundiges te gebruik om sodoende op hoogte te kom van die jongste tegnologie asook die mees winsgewendste produksiestelsels en optimum kombinasies van veesoorte, byvoorbeeld skape en beeste en bokke vir hulle spesifieke omstandighede. Boere word ook baie sterk aangeraai om suksesvolle boere te besoek en van hulle te leer wat hulle doen om hoogs
suksesvol te wees. Nou, jy kan ook aansluit by my Welvaart met Skaap mentorgroep. As jy die boerdery evaluasie gedoen het, soos wat ek aan die begin gesê het, dan kan jy net gaan na die mentorgroep aan die einde van die evaluasie, of andersins kan jy net die woord mentor intik in die opmerkings hieronder, en dan stuur ek vir jou die skakel om deel te word van die Welvaart met Skaap mentorgroep. Hierdie boere het altyd nuwe idees en beter maniere om dinge te doen. 'n Tipiese kenmerk van baie boere wat 'n lae wins uit skaapboerdery maak, is dat hulle nog op dieselfde patroon voortgaan as wat hulle paas en hulle oupas geboer het. Om maksimum wins uit skaapboerdery te genereer, moet kilogram lam gespeen en in die geval van wolskape kilogram wol geproduseer per ooi gepaar per jaar of per hektaar verhoog word. Om kilogram lam gespeen per ooi gepaar te verhoog, moet meerlinggeboortes en lamoorlewing van geboorte tot speen, speenmassa, vrugbaarheid, besetting, oorlewing van die ooe, asook voor en naspeen se groei verhoog word. Om maksimum inkomste uit wol te genereer, moet kilogram skoonwol geproduseer per ooi gepaar of per hektaar verhoog word, terwyl veseldikte verlaag moet word. Nou, as ons gaan kyk, wat doen suksesvolle boere? Hoekom maak hulle meer geld as nie suksesvolle boere nie? Hulle maak wins, al is die produkpryse laag. Hulle maak groot winste in dieselfde tyd, wat ander groot verlies ly. Hulle weet wat dit kos om 'n kilogram produk, byvoorbeeld vleis en wol te produseer. Hulle hou rekords en gebruik dit om ingeligte besluite te neem. Hierdie boere gebruik 'n wetenskaplike bestuursprogram en werk streng volgens vooraf opgestelde begrotings. Hulle stel teikendoelwitte, hersien dit gereeld en pas aan waar nodig. Hulle leer van ander suksesvolle boere. Hulle is innoverend en kreatief, hulle het altyd nuwe idees en beter maniere om dinge te doen. Hulle is progressief, gebruik die nuutste tegnologie en bly op hoogte. Hulle vra altyd watter en hoe nuwe aktiwiteite uitgevoer moet word. Nou, wat doen die swak boere of die swak presteerders? Hulle benodig baie hoë produkpryse om wins te maak. Hulle het geen of slegs 'n vae idee van wat dit kos om 'n kilogram produk te produseer. Hulle hou geen of onvoldoende rekords. Hulle volg geen of 'n ondoeltreffende bestuursprogram of begroting. Aktiwiteite gebeur op die ingewing van die oomblik of eers as die diere begin vrek. Hulle wil nie by suksesvolle produsente leer nie, maar eerder uit hulle eie foute wat soms duur kan wees. Hulle is stagnant, hulle is uiters konservatief en boer soos wat hulle paas en hulle oupas verboer het. Nie dat dit altyd verkeerd is nie, maar as jy nie verander nie, dan gaan jy nie vordering maak nie. Hulle maak altyd beswaar en verskoning waarom 'n aktiwiteit nie gedoen kan word nie. Hulle sien geen toekoms in die skaapbedryf nie. Hulle boer nie met skape nie, hulle hou net skape aan. Nou, as ons gaan kyk, wat is die winsdrywers? Wat is dit wat maak dat jy geld maak uit jou skaap uit? In beide gevalle, vleis en wol, moet gehalte produkte geproduseer word om 'n ekstra pryspremie te verdien. Vleis met die regte vetheidsgraad moet geproduseer word om die hoogste vleisprys te realiseer. Deur wol met die beste moontlike treksterkte en laagste mikron te produseer, kan die hoogste wolprys behaal word. Die pad na winsgewendheid is afhanklik van die kritiese faktore wat winsgewendheid bepaal, die sogenaamde winsdrywers. Nou, wat is hierdie winsdrywers? Eerstens is dit kilogram lam gespeen per ooi gepaar per jaar of per hektaar. Kilogram wol geproduseer per ooi gepaar per jaar of per hektaar. Dit is jou produksiestelsels. Dit is draagkrag. Dit is jou kudde samestelling en dan is dit jou ouderdomsstruktuur van jou ooe. Met ander woorde, met hoeveel ouderdomsgroepe boer jy? Is dit 4 of is dit 5 of is dit 6? Hoe lyk jou kudde samestelling? In terme van is dit wolskape, hoeveel hammels het jy, hoeveel jong ooe, lammers, ramme, ooe ensovoorts. Dit is hoe jy gaan kyk na hierdie winsdrywers. Goed, kom ons kyk hoekom die top 20% tot 3 keer meer wins maak as die gewone skaapboer. Die top 20% skaapprodusente maak 3 keer meer geld as die res. Hierdie produsente weet wat dit kos om 'n kilogram
van 'n produk soos vleis of wol te produseer, want dit is 'n uitstekende maatstaf van produksiedoeltreffendheid. Die kuns om meer geld uit skape te maak, is om die koste van die produksie van 'n kilogram bemarkbare produk te verlaag. Dit moet geskied deur nie noodwendig insetkoste soos voer, doseer en inentingskoste te verlaag nie, maar deur 'n groter hoeveelheid bemarkbare produk soos meer en swaarder lammers of fyner of meer wol per hektaar te produseer, deur aanpassings in bestuurs-, voedings- en teelingspraktyke te maak en deur met 'n meer produktiewe en funksioneel doeltreffende dier te boer. Deel van hierdie strategie is die spesiale aandag wat aan die grootmaak en versorging van speenoeilammers gegee word. Vroeger het produsente hulle kuddeprestasies geëvalueer deur hulle met die gemiddelde prestasie van 'n groep produsente, byvoorbeeld 'n studiegroep, te vergelyk. Die aanbeveling is tans dat 'n produsent hom met die heel beste produsente wat die hoogste winste genereer vergelyk. Dit moet jou benchmark wees. Dit is die basiese beginsel van gehalteverbetering, naamlik om jou kuddeprestasie aan die heel beste praktyke te meet. Dit help nie jy meet dit aan die gemiddeld en dan bly jy net gemiddeld nie. Nou hier is praktiese wenke van wat die top boere doen. Produsente wat baie hoë winste uit hulle skape genereer, fokus op hierdie aspekte. Die winsdrywers wat die meeste wins genereer en waaraan hulle iets kan doen. Hulle vergeet die waaraan hulle niks kan doen nie, soos byvoorbeeld die politiek of reënval of ensovoorts, die goed waaraan jy niks kan doen nie. Hier is enkele van die belangrikste aktiwiteite wat hulle verrig. Hierdie produsente spandeer gemiddeld 21% van hulle bruto inkomste uit skaapboerdery aan voer. Met ander woorde, spandeer doelgerig op byvoeding. Hulle voeruitgawes maak gemiddeld 66% van die totale uitgawes uit. Die kosteverhouding is gemiddeld 33%. Met ander woorde, uitgawes is gemiddeld 33% en die winsmarge is 67% van die bruto inkomste. Hulle genereer gemiddeld tot 78% van hulle wol skaapvertakkingsinkomste uit vleis en 22% uit wol. Met ander woorde, 'n redelike hoë reproduksietempo. Hulle gebruik 'n doeltreffende weiding of veldbestuurstelsel. Die belangrikste element van veldbestuur is 'n konservatiewe veelading. Konservatiewe veelading verseker goeie plantproduksie en volhoubare skaapproduksie. Boere wat 'n konservatiewe veelading toepas, is baie beter verseker teen droogtes as die wat die weikapasiteit van hulle hulpbronne oorskry. 'n Tweede belangrike element van veldbestuur is die toepassing van 'n volle groeiseisoenrus. Enige tipe veld baat by 'n groeiseisoenrus. In die hoë reënval suurveldgebiede is 'n groeiseisoen gerus elke tweede of derde jaar voldoende, en in die droër, meer kwesbare soetveldgebiede is dit voordelig om veld selfs vir 2 agtereenvolgende groeiseisoene te rus. 'n Groeiseisoenrus verseker die opbou van koolhidraatreserwes in die wortels en bevorder groeikrag en veldproduksie na die rusperiode. Hulle pas 'n doeltreffende en wetenskaplike bestuurs- en voedings- en teelprogram toe. 'n Doeltreffende gesondheidsbeheer en siektevoorkomingsprogram word gebruik en voortdurend aangepas soos nuwe inligting beskikbaar is. Vrektes in die kudde word voortdurend gemonitor, want dit is 'n aanduiding of hierdie program doeltreffend is. Die norm is dat nie meer as 3% van die volwasse oeye per jaar en 5% van speenoeilammers tot eerste paring mag vrek nie. Die strewe is egter dat die syfer onderskeidelik minder as 1% en 3% behoort te wees. In topkuddes is die syfer onderskeidelik 0,2% en 1,1%. Volledige rekordhouding, dataverwerking en die evaluering daarvan word met behulp van rekenaarprogramme gedoen. Hierdie inligting word gebruik om aanpassings aan bestuursprogramme te maak om die doeltreffendheid van skaapboerdery te verhoog. Vir seleksiedoeleindes, berekening van koste om 'n kilogram vleis en wol te produseer en dies meer. Goeie en volledige rekords en bestuursinligting is 'n kragtige hulpbron om finansiële sukses te verseker. Teelramme word minstens 3 maande voor die paarseisoen aangekoop, sodat hulle kan aanpas en akklimatiseer. Teelramme word aangekoop van teelers wat dieselfde teeldoelwitte het as wat die koper het. Hierdie ramme word grootgemaak onder toestande wat vergelykbaar is met die waarin hulle nageslag moet produseer en reproduseer.
Top teelramme, wat geneties beter is as die produsent se kudde, word geselekteer met behulp van blip teelwaardes. Voorkeur word gegee aan meerlinge en die vrugbaarste teelramme, die wie se moeders meer lammers gespeen het as wat hulle lamkanse gehad het, die met die grootste teelbal omtrek en die hoogste libido. Die klem is deesdae op seleksie vir hoër wins deur massa lam gespeen per ooi gepaar as direkte seleksiemaatstaf vir reproduksie gebruik, pleks van liggaamsgrootte. Wat voeding en produksie aanbetref, teelooie word 6 weke of langer voor paring en teelramme 3 maande voor paring geskeer, as dit wolskape is. Teelooie word 4 tot 6 weke voor paring met multimin gespuit, asook met 'n Vitamiin A en E gedoseer. Om 'n hoë lamperpresentasie te verseker, moet teelooie in 'n uitstekende kondisie wees met paring. Prikkelvoeding word vanaf 3 weke voor paring vir minstens 6 weke verskaf, sodat ooie in massa toeneem met paring, want dit verhoog besetting en tweelinggeboortes. Ramme word ongeveer 4 tot 6 weke voor die paarseisoen vir vrugbaarheid en geslagsiektes en dekbehendigheid getoets. Teelramme word prikkelvoer gevoer om testisgrootte en spermproduksie te maksimeer. Teelramme word ook 3 maande voor paring met multimin gespuit en met Vitamiin A en E gedoseer. Daar word gepoog om teelooie reg deur die jaar in 'n goeie kondisie te hou, dan 'n kondisiepunt van 3+. Die kondisie van die teelooie dryf die winsgewendheid van skaapboerdery. Ek sê weer, die kondisie van teelooie dryf die winsgewendheid van skaapboerdery. Sorg dat jou ooie in die regte kondisie is. Geen stresvolle aktiwiteit soos skeer, dip, mikskeer, dosering ensovoorts word korter as 4 weke voor paring met teelooie gedoen nie, want dit verlaag besetting. Jong ooie word in aparte troppe met 4% ervare ramme gepaar. Volwasse ooie word met 3% ramme gepaar. Dan word 3 ramme per 100 ooie en in die geval van jong ooitjies 4 ramme per 100 ooie. Ooie word vir maksimum 35 dae gepaar en 35 tot 42 dae na die ramme uitgehaal is geskandeer. Alle oorslaan ooie, insluitend jong ooie wat nie dragtig is nie, word geprul. Met stersny word alle ooie wat nie in lam soog nie gemerk en uitgeskot. Hierdie ooie, sowel as die droë ooie, word bemark en die inkomste wat daaruit gegenereer word, kan gebruik word om dragtige ooie, verkieslik dragtig met tweelinge, aan te koop om die ooigetalle aan te val. Beide strategiese en differentiële voeding word toegepas om maksimum winsgewendheid te verseker. Ooie wat dragtig is met enkelinge word geskei van die wat tweelinge dra, asook die wat enkelinge en tweelinge soog, sodat die met enkelinge vir 'n korter periode en teen 'n laer pyl as die met tweelinge gevoer kan word. Enige faktore soos hantering, dosering, inenting, skeer, mikskeer, dip, onnodige aanjaag ensovoorts, wat spanning kan veroorsaak, word gedurende paartyd en die eerste maand nadat die ramme uitgehaal is, vermy. Gedurende hierdie tydperk word paringskondisie gehandhaaf en massaverliese word voorkom. Indien hierdie riglyne nie gevolg word nie, kan dit embrio mortaliteite en afsterwing van die fetusse tot gevolg hê. Fetale verlies word bereken as die verskil tussen die getal lammers geskandeer in die ooikudde en die werklike getal lammers gebore. Fetale verliese moet minder as 2% en verkieslik minder as 0,5% wees. Onvoldoende placenta ontwikkeling het swak lamoorlewing tot gevolg. Hoë deurvloeiproteïen lekke word vanaf 4 of 6 weke voor lam tot minstens 8 weke na lam gevoer. Dit verseker maksimum eierontwikkeling en dus maksimum bies en melkproduksie, waardeur lamvrektes beperk en lamgroei versnel word. Na lam word die voedingspyl sodanig aangepas dat jong ooe nie meer as 3% en volwasse ooe nie meer as 7% in massa verloor nie. Hoe beter die voedingspyl gedurende die eerste 2 maande van laktasie, hoe hoër is die lampersentasie met die daaropvolgende lamseisoen. Hierdie is baie belangrik. Hoe beter die voedingspyl gedurende die eerste 2 maande van laktasie, hoe hoër is die lampersentasie met die daaropvolgende lamseisoen. Lampersentasie kan hierdeur met 25 tot 50% eenhede verhoog word.
'n hoë voedingspyl gedurende laktasie stimuleer ook melkproduksie, wat hoë lamgroei en gevolglik hoë speenmassas tot gevolg het. Tweelinge word op die geboorteplek of met sterfsny wanneer ooe geskandeer is geïdentifiseer. 'n Lamstelsel wat rustigheid en kalmte tydens lamtyd verseker, word gebruik. Inmenging van mense en ander ooe binne 6 uur na geboorte of enige ander aktiwiteit wat skeiding tussen die ooi en haar lam of lammers gedurende hierdie tydperk kan veroorsaak, word vermy of beperk, want dit kan permanente skeiding tussen die ooi en haar lam of lammers wat hoë lamvrektes tot gevolg het veroorsaak. Lamvrektes vanaf geboorte tot speen is minder as 10%, maar daar word gestrewe na minder as 5%. Lamvrektes vanaf geboorte tot speen. Die massa is 10%, maar daar moet gestrewe word na minder as 5%. Meeste van hierdie boere gebruik lamhokke vir ooe met tweelinge en jong ooe wat die eerste keer lam, asook probleemgevalle. Met goeie bestuur in die lamhokke en die gebruik van deurvloeiproteïen gebaseerde volledige rantsoen, is lamvrektes van minder as 5% moontlik. Daadwerklike, doeltreffende ongediertebeheer moet toegepas word. Lammers word minstens 2, maar verkieslik 3 maande voor die volgende paring gespeen, omdat dit 'n hoër lampersentasie in die volgende lamseisoen tot gevolg het. Met die speen van lammers word ooe in 2 groepe, skraal versus beter kondisie verdeel. Skraal ooe word op beter veiding geplaas en of van 'n lek voorsien, sodat hulle massa en kondisie betyds voor die volgende prikkeltydperk kan herwin. Daar moet toegesien word dat speenoeilammers vanaf geboorte tot eerste paring nooit massa verloor nie, en dat hulle 'n kritieke liggaamsmassa van minstens 80% op ouderdom 10-12 maande en 90% van volwasse massa met eerste paring op ouderdom 15 tot 18 maande bereik. Hierdie is baie belangrik. Daar moet toegesien word dat speenoeilammers van geboorte tot eerste paring nooit massa verloor nie, en dat hulle 'n kritieke liggaamsmassa van ten minste 80% op jaarouderdom bereik. Nou, wat teeling en seleksie aanbetref, met die seleksie van vervangingsooe speel sentiment hoegenaamd geen rol nie. Trouwens, dit moet geld met die seleksie van alle teeldiere. Jong ooe word nie te streng volgens uiterlike kenmerke geselekteer nie en moet slegs aan die minimum rasstandaarde voldoen. Met speen word 15 tot 20% van die kleinste en swakste lammers geprul en soveel as moontlik ooilammers word vir paring gehou. Soveel as moontlik tweelinggebore jong ooe word geselekteer. Voor die eerste paring word slegs die met ernstige prulfoute, plus minus 5 tot 10% uitgeskot. Soveel as moontlik jong ooe word dus gepaar en dan 42 dae na die dekseisoen geskandeer. Alle jong ooe wat oorslaan, asook almal wat gelam het, maar geen lammers speen nie, word se muur uitgeskot en nie vir verdere teeling gebruik nie. Finale visuele seleksie word dan op die dragtige jong ooe op grond van bouvorm en woleienskappe gedoen en die swakste word dan uitgeskot sodat hulle op getal is en as dragtige ooe bemark kan word. Finale seleksie van jong ooe behoort eers na die eerste of liefst die tweede lamseisoen op grond van ooiproduktiwiteit, dit is met ander woorde massa lam gespeen per ooi gepaar, gedoen te word. Nou hierdie is baie belangrik, dat hierdie jong ooe nie deur mense wat kom diere klas, dat hulle nie die skaap of die jong ooetjies oorklas nie. Gewoonlik, ek weet in die skaap en wolbedryf, kom die manne in, dan kom klas hulle die jong ooe en dan word hulle uitgegooi op allerhande goed voordat hulle nog ram kry. En ek sit eerder met 'n dragtige ooi wat 'n klein bietjie probleme het as wat ek met 'n baie mooi ooitjie sit wat nie dragtig is nie. Nou, oordeelkundige terminale kruisteeling kan afhangende van die speenpersentasie met 'n gedeelte so wat 25 tot 30% van die kudde vir die produksie van slaglammers gedoen word. Hier moet ons net versigtig wees dat as jou speenpersentasie nie hoog genoeg is nie, dan gaan jy nie genoeg vervangingsooitjies hê om jou kudde in stand te hou met kwaliteit jong ooitjies wat in die kudde inkom. As jy te veel van jou ooikudde paar met terminale kruisteeling. Diere wat nie op die veld markklaarheid bereik nie, word in voerkrale afgerond en bemark om oorbeweiding
van die veld te voorkom. Nou, as ons gaan kyk, wat is die fokus? Waarop moet ons fokus? Opnames toon dat daar nog heelwat ruimte bestaan vir die verbetering van sommige skaaprodusente se winsgewendheid. Dit is daarom uiters belangrik dat die boer fokus op die aspekte wat die meeste wins genereer. So jy moet doodseker maak, wat is die goed wat die meeste wins genereer? Om maksimum wins uit skaapboerdery te genereer, moet die doeltreffendheid van die skaapboerdery verhoog word. Maksimum wins is egter slegs moontlik met die toepassing van doeltreffende en wetenskaplike bestuurs-, voeding en telingspraktyke. Hierdie praktyke moet nie in isolasie van mekaar beskou word nie, maar wel as 'n eenheid, want gesamentlik vorm hulle die basis van 'n hoogs winsgewende skaapboerdery. Terselfdertyd moet 'n baie hoë bestuursvlak gehandhaaf word, want die respons is 80% afhanklik van die bestuurder se bestuursvermoë. As jy meer wil leer oor hoe om stelsels in jou boerdery te bou, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm verskyn.